Psalm 75, dat is ons al vers 1 en 2. Psalm 75, vers 1 en 2. Geliefdes, ons tema vanmôre is God bly getrou, al is sy kinders soms nie. God bly getrou, al is sy kinders soms nie. Ons gaan daar lees uit Lukas 22 uit, nog deel van die lydenstyd van ons Here Jesus, daar waar hy dan nou gevange geneem word en Petrus hom verloon. Maar terwyl ons dan ook so heerlik saam sing, kom ons blaai na Psalm 89. Psalm 89, dan sing ons daar vers 1 en vers 17. Psalm 89, vers 1 en vers 17, as afsluiting van ons voorsang. Oh
slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons blaai na Gesang 6. Gesang 6, as lofgesang sing ons dan vers 1, 2 en 3. Gesang 6 vers 1, 2 en 3. Ons luister dan aandagtig opnuut weer na die wet van die Here, sodat ons ook daardeur ons sondigheid kan leer ken, om met 'n opregte skuldbelydenis dan ook voor die Here te mag verskyn. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag
het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, met die aanhoor van die wet van die Here, weet ons ook hierin is ons skuldig en daarom neem ons toevlug na die Here Jesus. Kom ons blaai dan na Gesang 62 en ons sing vers 1 en vers 3 as ons skuldbelydenis voor die Here. Geliefdes, na ons skuldbelydenis kom dan ook die genadeverkondiging en die vermaning uit Jesaja 1 vers 18 tot 20. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Daarom, geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van jou sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade in Jesus Christus verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde van ongeloof in Jesus Christus bly lewe. Kom ons doen dan ons geloofsbelydenis. Ons doen die 12 artikels, ook genoem die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees,
Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. As die Here dan ook so vir ons goed is, na ons Sondag, kom ons bely dit dan ook as voorbereiding op die woordverkondiging deur te blaai na Psalm 33 en dan sing ons daar vers 11, Psalm 33 vers 11. In hierdie lydingstyd waarin ons onsself bevind as kerk met die herdenking van ons Here Jesus se lyding, blaai ons dan na Lukas 22. Lukas 22 en ons gaan daar lees vanaf vers 54. Vers 54 tot vers 62. Gedeelte waar Petrus dan die Here Jesus verloon en so ook bydra tot die lyding. Terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed saam. Ons almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons kom staan voor U vanmôre as 'n kerk, Here, ingebring in die koninkryk van God, alleen op grond van U Seun Jesus Christus. Strydend op hierdie aarde, met verwagting om ook eenmaal in die vervulde kerk, die kerk in die hemel opgeneem te mag word. Dankie Hemelse Vader vir U genade oor ons. Dankie dat ons die voorreg kan hê om U woord te ken, U seun te ken, te luister na U Gees in ons harte. Vergewe ons, Here, waar ons soveel keer oortree, soveel keer faal. Maar hoe heerlik is dit, Here, wanneer ons ook vanmôre in hierdie gedeelte kan sien, dat wanneer ons U kind is, uitverkore deur U grootheid, U almag, U soewereine raad, U wil, op grond van U genade alleen, dat U ons nie sal laat uitval uit hierdie heerlike erfenis nie, maar ons sal behou. Maak daarom ons harte en ons verstande oop vir hierdie diep troos wat U vir ons gee, waar ons so menigmaal op hierdie aarde moet hoor, die veroordeling, die verwerping, is U die een, Here, wat ten diepste vir ons aansien, die een, Here, wat saak maak bo almal en alles, die een se kyk na wie ons verlang. Laat ons dan ook in hierdie gedeelte kyk en sien hoe dat U kinders bewaar, bloot op grond van U genade. Open ons harte en ons verstande. Gee vir ons die troos. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd die beluister. Ons bid dit alleen in Jesus naam. Amen. Lukas 22 vanaf vers 54.
En hulle het hom gevange geneem en weggelei en hom gebring in die huis van die hoëpriester. En Petrus het van ver af gevolg. En toe hulle 'n vuur in die middel van die binneplaas van die paleis gemaak, verskoning, ek lees weer vers 55. En toe hulle 'n vuur in die middel van die binneplaas van die paleis gemaak en bymekaar gaan sit het Petrus onder hulle gesit. En 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit. En nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met hom. Maar hy het hom verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. En kort daarna sien iemand anders hom en sê, jy is ook een van hulle. Maar Petrus sê, man, ek is nie. En na verloop van omtrent 1 uur het 'n ander een dit verseker en gesê, so waar, hierdie man was ook saam met hom, want hy is ook 'n Galileër. Maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou, wat hy vir hom gesê het. Voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Ons teksgedeelte is die eerste deel van vers 61. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. Geliefdes in die Here Jesus Christus, terwyl die Here Jesus ly, moet ons ook in hierdie gedeelte verstaan, God in Jesus Christus betoon homself absoluut betroubaar. Hy is getrou aan sy uitverkore kinders, meer as wat hulle in hom getrou is. En hier by die verloning deur Petrus, het Christus dan ook menslik gesproke die volste reg tot die verwerping van Petrus. Tog bewaar die Here Jesus vir Petrus, want Petrus is sy uitverkore kind. Nie ons werke bepaal ons redding nie, maar God wat ons uitverkies, bepaal ons redding. Die Here Jesus hou self Petrus se geloof in stand. En dit is duidelik in hierdie gedeelte, dat as ons moes vertrou word met ons geloof in ons hande, veral in tye van ernstige aanstoot in die Here Jesus Christus, ons nie betroubaar bevind sal word. Uit ons eie menslike kragte is ons niks beter as Petrus. En kan ons ook nie 'n vinger na hom wys nie. Christus bly getrou en sy getrouheid hou ons uitverkore kinders aan hom. En ons moet die uitverkiesende genade in hierdie gedeelte raak sien. Ons moet nie vertrou in ons vermoë om te glo nie, maar in God wat deur sy almag ons geloof vir ons bewaar in Jesus Christus. In hierdie lydingstyd van ons Here Jesus moet hierdie groot aanstoot van sy lyding wat dit veroorsaak nie as baie lig afgemaak word vir ons tyd nie. Lyding weens aanstoot wat mense neem kan maklik lei tot die verloning van Christus. Dit dra by tot sy lyding wanneer Petrus hom daar verloon. Tog, ten spyte van die diepte van sy lyding, is sy uitverkore kinders veilig in die aankyk van hulle, in die aansien van hulle deur hom. Geen eie verdienste tot geloof nie, slegs die genadegawe van geloof, en dit is vir ons die troos in die deel. God bly getrou, al is sy kinders soms nie. En ons moet ook hierso kyk na die diepte van hierdie
vertrouenssituasie tussen God en sy kinders. In die eerste plek moet ons kyk na die diepte van die verloning wat hier plaasvind. Dan moet ons kyk na die diepte van Christus se aankyk van sy kind. In die eerste plek die diepte van hierdie verloning. Geliefdes, Petrus het mense wat die Here Jesus daar gevange geneem het in die tuin agtervolg. Eers van ver af, maar in vers 55 het Petrus aangesluit by 'n groep wat dan nou vuur gemaak het in die middel van die binneplaas van die paleis. So dis redelik naby daar waar die Here Jesus gestaan het. Nou die groepie mense was juis diensknegte van die hoëpriester. En met hierdie vroeë oggendure wat daar nou skielike verhoor moet plaasvind, tot 'n mate toe vir almal half onverwags, dat die Here Jesus gaan nou verhoor word in hierdie oggendure. Hierdie man wat soveel aanstoot gee vir die Joodse volk, moes die diensknegte nou aan diens gaan. Vroeg opstaan. Dit was vroeg, dit was koud. En hulle maak 'n vuur. En dis dan ook by hierdie kring waar Petrus dan gaan aansit. Want daar kan hy die verhoor van sy meester kyk oor 'n afstand. Hy wil maar net daar wees, ongemerk, sonder om aandag op hom te vestig. Maar 'n diensmeisie maak teenoor die ander werkers 'n opmerking met verwysing na Petrus. Hierdie man was ook saam met hom. Nou Petrus antwoord haar met die woorde: "Vrou, ek ken hom nie." Nou let op, sy het nie gevra of hy die Here Jesus ken nie. En hier kom al reeds iets van die diepte van die verloning van Petrus na vore. Sy het bloot opgemerk dat Petrus saam met hom was. En Petrus sê veel meer as wat sy gevra het of gesê het. Hy verklaar amptelik dat hy die Here Jesus nie ken. Wat Petrus verklaar is daarom 'n diep leuen, ver verwyderd van die waarheid af, en daarom 'n diep verloning. Petrus was baie meer as bloot net saam met die Here gewees. Daar is baie wat saam met die Here rondgegaan het, op 'n stadium 72 disippels, op 'n stadium 'n skare van die volk, duisende wat saam met die Here Jesus was. Ja, vandag is daar steeds skares wat saam met hom wil beweeg, maar hulle ken hom nie werklik nie. Maar die 12 disippels het hom ten diepste leer ken. En die vraag kom stop daarom nie by Petrus nie, die vraag is ook die vraag vir ons. Is ons maar net deel van die skares, soos die vrou sê, wat saam met hom was? Of is ons deel van die wat hom werklik ken? Ware kennis van die Here Jesus bring jou veel nader aan hom as bloot om saam met die skares in die kerk rond te beweeg. Petrus ken die Here Jesus. Hy lieg teen homself. Is dit nie die rede hoekom hy so nuuskierig was om te gaan kyk wat gebeur met sy leermeester nie? In hierdie verhoor nie? En sy antwoord verloon die diepste band wat hy met sy Here gehad het. Of het. Die tweede keer wat hy die Here Jesus verloon, was hy nou blykbaar nie meer by die vuur nie, maar nader by die poort van die ingang volgens Matteus 26 vers 71, uit wegbeweeg, ten sterkste aanstoot geneem,
Nou is hy nader aan die Here Jesus. En dan iemand anders sien hom en sê, jy is ook een van hulle. Jy is ook een van hulle. Nou om een van hulle te wees, bedoel om een van die Here Jesus se volgelinge te wees, want hy's 'n leermeester, hy's 'n rabbi. Sy binnekring. Petrus ontken dat hy die Here Jesus se volgeling was. Hy sê in vers 58, man, ek is nie. Ek is nie. Ook die vraag is ons vraag. Volg jy die Here Jesus, soos die uitverkore binnekring hom moet volg? Hoe lyk ons lewens in ooreenstemming met hom wat ons volg? Want om hom te volg is om te doen wat hy van ons vra. Volgelinge moet doen soos die Here Jesus ons lei. Die derde keer druk iemand op Petrus se eie identiteit as Galileër. Die Galileërs was uitgeken aan 'n besonderse dialek wat hulle gepraat het. So daar was 'n taalskuif tussen die Galileërs en die res van die Joodse volk. In vers 59, so waar, hierdie man was ook saam met hom, want hy's ook 'n Galileër. Hoe vol vrees en hoe onseker moet iemand wees om sy eie identiteit te ontken, net sodat hy nie met Christus geassosieer moet word. Die diepte van die verloning slaan tot in ons harte in, tot in ons menswees in, tot in ons eie identiteit in. Hierdie laaste verloning van Christus is ook verloning van Petrus homself. Sy eie identiteit. En al drie hierdie verlonings het eintlik diep gevolge. Ek ken hom nie, ek volg hom nie, ek sal my identiteit ontken om nie met Christus geassosieer te word. En die haan kraai. En die Here het nie vir Petrus hier 3 kansse gegee om hom nie te verloon. Die Here het hier toegelaat dat Petrus nie meer sal twyfel in die diepte van sy verloning wat gaan plaasvind. 3 keer is dit bewys. Op so 'n diepte vlak van ek ken hom nie, ek doen nie wat hy sê nie en ek assosieer nie met hom nie. Die diepte van die verloning moet duidelik wees vir Petrus, maar ook vir ons. 'n Totale verloning. En dan die diepte van die aankyk. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. Nou geliefdes, die Here Jesus weet wat Petrus gedoen het. Maar ons moet baie versigtig wees om hier te sê, die Here weet wat Petrus gedoen het, want hy was mos nie ver van hom af nie. Nee, die Here weet wat jy en ek doen, want hy's God in die drie-eenheid. Hy weet alles van ons af. Ten diepste ken hy ons. Dis in die karakter van die goddelikheid van Christus waar hierdie inkyk moet begin. Die Here Jesus is God in die drie-eenheid en daarin moet ons die eienskappe van die Godheid onderskei van die eienskappe wat ook met die mens gedeel kan word, soos liefde en sagmoedigheid en barmhartigheid. Hier's 'n dieper karaktereienskap. Dink aan sy almag, dink aan sy alomteenwoordigheid, dink aan sy alsiendheid. Want hier word Christus nou verhoor. En ons word deur Lukas gesê, kyk hoe beweeg Petrus hier in die agtergrond. Maar Christus weet,
Met al die wonderwerke wat die Here Jesus kom doen het hy reeds sy almag oor die mens, oor die natuur, oor bose geeste kom bewys. Daarom is hy almagtig. Ja, selfs by die gevangenisneming het hy nog hierdie wonderwerk gedoen om die diensknegt se oor te herstel. Die fokus hier is op die almag van Christus in die goddelike drie-eenheid. Daar by die roeping van Nathanael in Johannes 1 vers 49. Nathanael sê vir hom, "Waarvandaan ken u my?" En Jesus antwoord en sê vir hom, "Voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien." Die Here Jesus was nie daar nie, want dit weet Nathanael, want die Here Jesus is alomteenwoordig na die goddelike karakter. Niks gebeur agter sy rug nie. In Lukas 11 vers 17 staan daar, hy ken die gedagtes van die Fariseërs. Hy ken die gedagtes van die Fariseërs. Hy is alwetend. Was dit nie juis die Here Jesus wat net 'n paar uur gelede vir Petrus gesê het, wat nou gaan gebeur met jou nie, en hoe dit gaan gebeur nie, en die haan het gekraai. Almagtig, alomteenwoordig, alwetend, en hy kyk vir Petrus. Hy draai hom om en hy het vir Petrus aangekyk. Geliefdes, die oë wat na Petrus kyk is nie anders as die oë wat na ons kyk elke dag nie. Christus is nie ver. As die Here Jesus vir Petrus kyk en Petrus aanskou sy Here se oë op hom, breek Petrus. Hy breek. As uitverkore kind van God, sal God jou ook nie uit die oog verloor nie. Dit is die troos. As uitverkore kind van God, sal hy jou ook nie uit die oog verloor nie. Selfs in die diepte van 'n verloning van soveel aanstoot, in aanvegtinge in die hart van die kind van die Here. Hy kyk vir jou. Die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. Dis eerder troos as veroordeling. Hoekom is dit nog deel van troos? Geliefdes, daar in die tuin waar die Here Jesus gevange geneem was, het hy sy disippels beskerm, dat hulle nie ook gevange geneem was, en dis waarom Petrus hier so versigtig is. Hulle is nog steeds bang en skrikkerig dat hulle gevange geneem gaan word, alhoewel die Here alreeds die voorwaarde daar gestel het met sy arrestasie, in Johannes 18 vers 8 en 9, en Jesus antwoord, ek het vir julle gesê dat dit ek is. As julle my dan soek, laat hierdie manne weggaan. En dan lees dit verder, sodat die woord vervul sou word wat hy gespreek het. Uit die wat u my gegee het ek niemand verloor nie. Die Here verloor nie vir Petrus nie. Al kom betree Petrus so naby aan hierdie verhoor, hy sal nie gearresteer word. Die Here Jesus het al reeds vir sy disippels laat vrykom van hierdie arrestasies. Die Here Jesus weet, Petrus is naby waar hy verhoor word. Tog verraai hy nie vir Petrus nie. Tog maak hy nie soos 'n skelm en verkoop al sy vriende uit nie.
Christus in sy uur van erge lyding verloon steeds nie die wat hom verloon nie. Hy bly getrou, al is ons soms ontrou. God bewaar sy uitverkore kinders, ten spyte van ons swakhede soms. Die kyk van die Here Jesus kom met liefde in die verwyting. Hy het geweet, Petrus gaan nie sterk genoeg wees nie. Hy het gehoor toe Petrus verklaar, ek ken hom nie, ek volg hom nie, ek identifiseer nie eers met sy soort Galileërs nie. En hiermee ontken ons beslis ook nie die skerpte van die Here se kyk nie. 'n Vermaanende kyk. 'n Kyk wat sê oppas om op jou eie krag te staat te maak. Dis 'n kyk van teregwysing, maar in die liefde. As uitverkore kinders kan ons nie alleenstaande bly nie. Ons is afhanklik van hom. Ons leidsman, ons Here, ons koning. En so het die Here al bepaal vooraf dat Petrus al hierdie innerlike stryd moet deurmaak in hierdie geleentheid. Sy Here verloon sodat sy Here hom bekeer. Lukas 22 vers 31 het die Here dit gesê. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir julle gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Die Here kyk na sy uitverkore kinders, met hierdie oë vol deernis en vergifnis en hulp. Hy wil help. Uitverkore wees is daarom 'n belangrike waarheid in hierdie sondestryd waarin ons elkeen onsself bevind. Want in die siel van die een wat ons Here Jesus uitverkies het God se werk die grootste impak. Nie my eie werke nie. Het God se kyk na my die grootste impak, nie hoe ek kyk na myself nie. Wanneer jy as uitverkore in die liefdevolle oë van jou God, deur hierdie lydende seun van hom, die knegg, die seun van die mens, Jesus Christus kyk, sien jy duidelik in jou diepste sondaar, sien jy die diepste sondaar in jou raak. Dink vir 'n oomblik hoe Petrus moes breek wanneer hy in die spieëls van sy God se oë sy ware mens sien. Dis 'n ware breek. Hy laat jou nie vaar nie. Hy verloon jou nie. Hy los jou nie in die ongeluk. En dit breek die uitverkorenes se hart. En soms word ons in die Calvinisme daarvan beskuldig, dat omdat ons sê ons is uitverkies, nou kan ons maar sonde doen soos ons wil. Maar dis nie wat ons sê nie. Deur die genade van die Here breek ons by ons sonde besef. Want dis God wat dit in ons werk. Ons verloon maklik. Ons versuim om die goeie te doen. Ons oortree soms. Maar hy wat so ly vir my en jou, verloon jou nooit. Op grond van sy uitverkiesing. En dan kyk ons in die oë van ons God en dit breek ons hart. Want hy is nie ver. Hy vergeet jou nie. Jy is uitverkies om nooit meer vergeet te word. Petrus.
En dit is die krag agter hierdie droefheid van Petrus. Die hartseer, wat nie anders kan as om te bars van berou en droefheid oor sy eie sondaar. In die lydingstyd, laat ons ook maar ly oor ons sonde. God maak dit vir ons moontlik as sy uitverkore kinders. Maar dis nie die droefheid van hoe jy voel oor jou sonde wat jou redding inhou nie. Dis bloot sonde besef en berou en bekering deur die Gees van God. Dis die uitverkiesing in Jesus Christus wat ons red. En daarom, geliefdes, in sy hart het Petrus nie met sy Here gebreek nie. Ten spyte van hierdie diep verloning het hy nooit gebreek met sy Here nie. Want die Here hou hom aan hom vas. Innerlik het hy nog die Here lief en ag hy nog steeds sy Here hoog. Sy geloof het hy nie verloor nie, want dis die Here uit louter genade wat sy kind se geloof in stand hou. En hiervoor dank ons hom ook. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, Here, U draai U om en U kyk ons aan. Ja, Here, vir 'n ongelowige sal dit dalk 'n diep vrees inhou. Maar vir ons, Here, is dit 'n troos. Ons ken U, ons volg U. En ons is dankbaar vir die identiteit waarin U ons vat en opneem na U koninkryk. Dankie, Hemelse Vader, dat ons kan weet, U hou ons geloof in stand. Ja, Here, die rots Petrus waarop die geloof so geuiter het. U is die Seun van die lewende God. Daardie kerk sal nooit deur die magte van die duisternis oorweldig word. Nie omdat die kerk so goed is nie, nie omdat ons so fantasties is nie, maar omdat U dit in stand hou. U dit bewaar. En ons as U kinders kan vandag getuig dat ten spyte van ons sondige nature wat soms so die oorhand kry, ons steeds glo in Jesus Christus as die Seun van God. Want, sê U, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar die Vader in die hemel. Uitverkore tot geloof in Christus. Wat 'n genadegawe. Maar Here, hierin weet ons mos staan ons nie roekeloos en soek verskoning vir ons sondige gedrag nie. Nee, Here, ons kyk na U wat vir ons kyk. En dit breek ons hart. Na dit wat U vir ons deurgemaak het vir ons sondevergifnis. Mag dit ook so vir ons al meer en al dieper tref. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons gaan afsluit met Gesang 361. Gesang 361, dan sing ons vers 1 en vers 2.
ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.